Kom ons bid saam. God, U is my God. Ek soek U. Ek verlang na U, soos iemand wat baie dors is. Met alles wat ek het, begeer ek om by U te wees. Soos iemand wat water in die woestyn soek, soek ek na U. Ek verlang met my hele wese om U te aanbid. Ek wil U krag en U grootheid beleef. Dit is beter om U groot liefde te ervaar, as om baie oud te word sonder U. Ek loof U daarvoor. Ek sal U met my hele lewe prys. Ek sal my hande in die lig steek om U groot te maak. Om U te prys, maak my lewe vol en ryk. Ek loof U vir die goeie geskenke wat U vir my gee. Ek is bly oor U. Ek sal U naam vrolik besing as ek gaan slaap, of as ek in die nag oor U dink. U het my gehelp. U beskerm my, en ek is baie bly daaroor. Met alles binne in my, wil ek aan U vashou. U dra my deur die lewe. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Kom, ons sing hierdie ou bekende lied, op berge en in dale, oral is my God. Die skrywer, Dominee Ewald van Rensburg, sê altyd dat psalms nie eintlik bedoel is om gepreek te word nie. Dit moet gebid word. Vandag se teks is egter Psalm 124. Kom ons lees dit nou, want dit is ons skrifgedeelte, maar ons lees dit ook sommer as 'n lofgebed. 'n Pelgrimslied van Dawid. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry, soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger.
Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kinders kan nou nader sit en dan gaan luister ons 'n bietjie wat Sakkie van hierdie teks gaan sê. Liedjie van Dawid, oorvertel deur Sakkie, want ek ken nie die wysie nie. As God nie gehelp het nie, nee, as God nie gehelp het nie, toe die monsters gekom het, dan het hulle ons opgevreet, sê ek vir jou. Ons sou met hoogwater weggespoel het, dat jy net borreltjies sien opkom. Jy vir die Here. Hy het ons hokke oopgemaak en het ons weggevlieg. God help. Hy het tog alles anyway gemaak. Die skrywer Anne Lamott vertel in haar boek Traveling Mercies dat die twee gebede wat mense die meeste gebruik is hierdie twee gebede. Help my asseblief Here en dankie Here, dankie. Ek moes lag toe ek hierdie aanhaling weer die week raak gelees het in my voorbereiding vir Psalm 124. Ek dink dit is baie akkuraat. Ek bely, ek vermoed dis die twee gebede wat ek ook die meeste bid. Ek het nou die dag met 'n medegelowige in 'n ander gemeente gesels, wat vir my sê, sy is nou so moeg vir haar predikante, wat die heeltyd oor COVID preek. Sy wens dominees wil 'n verslag oor iets anders spreek. Ek het natuurlik dadelik vir my en Dominee Albertus probeer verontskuldig. Het ons die afgelope 5 of 6 maande te veel klem gelê op COVID? Oordeel julle maar self. En nou is vandag se teks Psalm 124. So ek wil iets in verdediging net weer vir julle verduidelik. Ons kies nie lukraak Bybeltekste nie. Ons volg die leesrooster wat letterlik deur duisende gemeentes reg oor die wêreld gevolg word. En ek staan elke keer staan ek verstom oor die gepasheid en die tydigheid van die boodskappe, asof God dit self beplan het. Wat ons moes glo, hy wel doen. Ek kan ook net vir julle sê wat hy vir my sê om vir julle te sê. En hierdie week se teks, Psalm 124, was nie vir my uitsondering op die reël nie. So laat ek dadelik bely. Ek worstel deur COVID-tyd. Ek worstel met die Here oor verliese. My persoonlike verliese, my kinders se verliese, ons gemeente se verliese, oor my frustrasies met die hele situasie, met die onbeholpenheid waarmee die regering die pandemie hanteer, oor my en ander mense se drome wat in skerwe lê, oor finansiële terugslae en moeilikhede. En in die proses gaan my gemoed op en af. Ek wissel daagliks, soms binne dieselfde uur tussen Here help my en dankie Here dat jy so getrou is gebede. So erg dat ek dikwels vir myself net kan lag. Elke keer wanneer ek dink, daar val ek nou oor die afgrond, kom my vrou, my kinders en hulle, sonder dat hulle besef, beheer my op. Of Dominee Albertus kom in my kantoor in en ons kan saam lag of huil oor iets wat gebeur het. Elke keer vang die Here my en hy tel my op. Ek weet nie of dit jou gaan troos en gerus stel en of dit jou net nog verder angs gaan gee nie, maar die moeilikhede van die lewe kan ons so pap maak dat ons regtig die hulp nodig het van ander. Ek dink dit is waarom een van die Beatles se mees gewilde liedjies, die lied Help is, omdat dit juist hierdie behoefte van mense aanspreek. Luister net gou na die woorde. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. When I was younger, so much younger than today,
I've never needed anybody's help in any way. But now those days are gone. I'm not so self-assured. Now I found I changed my mind. I've opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Won't you please help me? En ons wil dit nie sommer erken nie, maar ons het dikwels ander mense se hulp nodig. Mense het mense nodig. Mense het God nodig. En dikwels stuur God mense, gebruik hy mense om sy hulp te verpersoonlik. 'n Vriend van my vertel eendag van 'n insident toe sy dogtertjie nog klein was. Sy het hom gevra om haar te kom help, om haar baadjie op te zip of haar skoene vas te maak. Hy was in die kombuis besig en sy was in die kamer. En hy het al geantwoord, hy het so vaag geskree, jy weet mos hoe om jouself aan te trek. En toe antwoord sy vir hom, ja papa, maar soms het mense nodig, selfs al weet jy hoe om dinge op jou eie te doen. Dis nie 'n skande om te sê, jy het hulp nodig nie. Ons het soms hulp nodig, en baie keer is ons soos Psalm 124 dit stel, vasgevang soos voëls in 'n wip, en ons kan onsself nie red nie. Ek onthou as kind hoe ek en my ouer broer en ons vriende voëls in 'n wip probeer vang het. Dit was vir ons opwindend. Jy vat ons 'n groot emmer op bak en jy balanceer dit met die oopkant onder toe op 'n stokkie, en aan die stokkie is daar 'n tou vasgemaak, en dan gooi jy voeltjies saad, broodkrummels onder hierdie omgedopte emmer, en dan lê jy doodstil op die grond met die tou in jou hand, en jy wag. En die oomblik as die voeltjies die saadjies eet onder die emmer, dan trek jy die toukie en jy het die voeltjies vasgevang in jou wip. Ek beloof, ons het daarom altyd die voëls dadelik weer vrygelaat. Dit was net so lekker om dit ook ontvang. Maar dit is presies wat hierdie beeld van Psalm 124 in gedagte het. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ek weet, met die bril van Jesus daarop lees ons hierdie gedeelte anders. Ons is vasgevang in die wip van die dood en sonde, maar Jesus het op Goeie Vrydag en op Opstanding Sondag in 33 na Christus vir ons het daardie wip bevry, en nou kan ons weet dat ons vir ewig vry is. Maar soms druk die lewe ons so, dat ons sukkel om hierdie Psalm 124 te kan sing. Sukkel ons daarmee om dit alleen te sing. In die fliek We Were Soldiers is daar aangrypende toneel, waar die man op die oorlogsfront is en hulle vroue en familie by die huis besig is om hulle hartseer en verliese en vrese te beveg. Die toneel speel af in 'n erediens waar een van die retrerende vrouens gevra is om 'n solo in die kerk te sing. Sy sing On Christ the Solid Rock I Stand. Sy is egter so hartseer, so deur omstandighede vasgedruk, dat sy nie die lied alleen kan sing nie. Kyk 'n bietjie na hierdie klip, en kyk wat gebeur. It was a Sunday, November 14th, 1965. There had never been a major engagement between the soldiers of America and those of the People's Army of Vietnam. And for our offertory hymn, Catherine Metzger.
is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest. I'm sorry. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils his lovely face, I rest on his unchanging grace. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Die ander vrou het spontaan begin saamsing en haar gehelp om die lied klaar te sing. Ons kan toelaat dat omstandighede ons so vasdruk dat ons nie ons monde kan oopmaak om God te loof en prys nie. Of ons kan doen wat Martin Luther in sulke tye gedoen het. Hy het met 'n stuk kruit teen sy muur in groot vet letters die woord vivid geskryf. Dis Latyn vir hy leef. Luther sê dan dat hy weer kon opstaan en die lewe vierkant, oorwinnend in die oë kon kyk. En ons sal ook so oorwinnend en singend die lewe tegemoet kan gaan, want die wip van die son en die dood is al in 33 na Christus vir ons gepreek, ons is vry. En daarom moet ons onthou wat Eugene Peterson geskryf het. We speak our words of praise in a world that is hellish. We sing our songs of victory in a world where things get messy. We live our joy among people who neither understand nor encourage us. But the content of our lives is God, not humanity. We are traveling in the light toward God who is rich in mercy and strong to save. It is Christ, not culture, that defines our lives. It is the help we experience, not the hazards we risk, that shape our days. Glo jy dit? Dat God ons kan help? En as hy help, hoe help hy ons? Die Psalm sê, daar is 'n God, daar is moeilikheid. Dis net God wat jou kan help, wanneer jy in die moeilikheid is. Psalm 124 stel dit as 'n feit, dat die lewe moeilik is. Om 'n gehoorsame disipel van Jesus te wees, is moeilik, want daar is goed soos, en ek lees vir julle Psalm 124 in the Message. If God hadn't been for us when everyone went against us, we would have been swallowed alive by their violent anger, swept away by the flood of rage, drowned in the torrent. We would have lost our lives in the wild, raging water. Oh, blessed be God. He didn't go off and leave us. He didn't abandon us defenseless, helpless as a rabbit in a pack of snarling dogs. Die Jode in daardie tyd was vir 'n paar dinge baie bang. Drake was een van hulle. Ek weet nie, dalk was die drake net simbolies, dalk het hulle geweet, dat was nie regtig drake nie. Dat was net simbolies van hulle vrese, maar dan was dit vreesdrake wat jou kon insluk in hulle woede. Die ander ding waarvoor hulle verskriklik bang was die mag van die natuur, dinge soos oorstromings en vloede.
onverwagse katastrofes wat hulle kon tref. Ek weet nie of julle dalk iets weet van onverwagse katastrofes wat jou kan tref nie. Ek het 'n vermoede, na 2020 is ons almal kenners op die gebied van onverwagse katastrofes. Maar die punt van Psalm 124 is dit: God help jou verseker, moet nooit daarvoor blind of doof raak nie. God is altyd daar om ons te help. If God hadn't been for us, all together now Israel, sing out, oh blessed be God. He didn't go off and leave us. He didn't abandon us defenseless, helpless as a rabbit in a pack of snarling dogs. We've flown free from their fangs, free of their traps, free as a bird. Their grip is broken. We're free as a bird in flight. God's strong name is our help, the same God who made heaven and earth. Kan God regtig help? Dis soos die ouetjie wat vir die absoluut pragtige meisie vra of hy enige kans het om haar uit te neem. Hy vra vir haar, is daar 1 uit 100 kans dat jy met my sal uitgaan? En sy antwoord hom, 1 uit 100. Meer soos 1 uit 1 miljoen. En hy antwoord daar dan met 'n breë glimlag, 1 uit 1 miljoen. So daar is 'n kans. Het maak nie saak hoe sleg dinge lyk nie. En voel nie. God kan help. Al lyk die kans op uitkoms 1 uit 1 miljoen. God kan help. Maar ons het mekaar nodig om ons daaraan te herinner wanneer ons het vergeet. Want uit ondervinding weet ek hoe maklik ons het vergeet. Mense raak kwaad vir God. En weet julle, dit is goed so. Dit beteken dat hulle glo daar is 'n God om voor kwaad te raak. En dat hulle met daardie God kan worstel. Dit is nie 'n slegte ding nie. As jy hoor mense is kwaad vir God, hoef jy nie vir God te verdedig nie. Eugene Peterson stel dit so mooi as hy skryf op Psalm 124. Hy sê, God doesn't need me to defend him. He doesn't need me for a press secretary explaining to the world that he didn't really say what everyone thought they heard in that interview with Job, or that the quotation of his word by St. Paul was taken out of context and needs to be understood against the background paper that Isaiah wrote. The proper word for a Christian is witness, not apology. And Psalm 124 is an excellent model. It does not argue God's help. It does not explain God's help. It is a testimony of God's help in the form of a song. The song is so vigorous, so confident, so bursting with what can only be called reality, that it fundamentally changes our approach and our questions. The witness is vivid and contagious. One person announces the theme, and everyone joins in. God's help is not a private experience. It is a corporate reality, not an exception that occurs among isolated strangers, but it is the norm among the people of God. My broer, my suster, dis mos waar. God help. Dan moet ons getuig oor hoe God ons help, sodat mense dit kan hoor. As God ons dan help, kan jy vandag dan vra, maar waarom ervaar ek dit dan nie? Ek het hierdie storieetjie raak gelees van die man wat deur 'n leeu gejaag is. En hy het vir die vale gehardloop totdat hy by 'n skerp afgrond gekom het en met die leeu kort op sy hakke. En die man het oor die afgrond geloer, dit was baie hoog. Maar 'n paar meter onder toe het hy 'n tak gesien wat by 'n hoë krans uitgegroei het. En hy het afgespring en in die tak gegryp net toe die leeu hom wou gryp. Die leeu het kwaai gegrom, maar die man het buite bereik van die leeu verlig aan 'n tak gehang. Maar net toe die man dink dat sy penarie nou verby is, kyk daar 'n reuse rot verby die skeer uit, en hy begin kou aan die tak waaraan die man hang. En die man het so afgeloer en het gesien die grond lyk soos 'n spikkeltjie daaronder. En hy het besef dat as hy hier val, gaan hy beslis dood wees.
En hy en die rot het vir mekaar in die oog gekyk, en toe besluit hy gaan eerder nou moet begin bid. En nadat hy gebid het, ja, Here, help my, sien hy in die hoek van sy oog, die rooi kleur op die krans naby hom. En hy het so met sy een hand vasgehou in die tak, en met die ander hand het hy die arbei gegryp. So sien hy, dit is die heerlikste, sappige, rooi arbei. En hy het in sy mond gesit, en hy proe toe hierdie soetste, heerlikste, smaaklikste maaltyd van sy lewe. God kryf soms weg, soos die arbei te midde van die moeilike omstandighede. Ons ervaar nie altyd sy teenwoordigheid nie, selfs al glo ek dat hy altyd teenwoordig is. As ons oop vir hom, word ons aandag vasgevang deur die grommende leeu's en die kauwende rotte. God is oral. Hoe het ons vandag saam gesing? Op berge en dale, oral is my God. Ons moet rondbeweeg in hierdie wêreld met bewondering en eerbied en verwondering wat God besig is om te doen. Met sagte tree, asof ons in die kamer van 'n slapende kind inloop, of die misterieuse stilte van 'n kathedraal binnegaan. Miskien moet ons ook Psalm 46 se oproep hoor vandag, wees stil en weet dat ek God is. Sien God oral om jou raak, maak nie saak in watter omstandighede jy is nie. Weet net, daar's geen grond waarop jy kan staan, wat nie heilige grond is nie. Al die plekke van ons lewens is heilige plekke, Godplekke. Van hulle het net toevallig kerktorings. Al die kinders van die Here in ons lewens is heiliges, saints. Dit is net dat van hulle saam met ons werk of skool gaan in die dag. En meeste van hulle sal nooit feesdae na hulle vernoem nie. Luister na hulle en geniet hulle en hoor die stem van die Here in hulle. Iemand het gesê, in elke wakker uur is daar 'n Godteater aan die gang en dit word uitgespeel vir 'n gehoor wat meestal blind is. Sien dit raak. En alles wat mooi is God daar. Alles wat mooi is God se. Alle mooi musiek is God se. En as jy dit kan regkry om 24/7 bewuslik van God se teenwoordigheid in jou lewe te begin lewe, sal jy ook, as die lewe jou begin rondruk en pluk, as jy bedreig word deur die leeu's en die rotte, sal jy weet, daar is 'n groter teenwoordigheid in jou lewe. Soos die digter E.E. Cummings geskryf het, nou is die ore van my ore bewus van God. Nou is die oë van my oë oop vir God. Ons kan nie die man aan die tak net daar los nie, nee. Die arbeidsstorie eindig so. Nadat die man die arbei geëet het, besef hy, die rot is nog steeds besig aan die kou en die tak waar hy hang. En hy is dadelik spyt, jy moes nie nou hierdie arbei gebruik het, om die rot se aandag weg te trek van die tak af. Maar toe dink hy, die arbei moes tog iewers vandaan gekom het, en daar sien hy dit. Die arbeirank wat groei op 'n rotsluis, groot genoeg vir hom op te staan, om te wag op die hulp wat hy nou weet, gaan kom. Kan ek afsluit, deur vir julle 'n opdrag te gee. En nou smeek ek julle, om dit te gaan doen. Gaan stap hierdie week langs die see. Ons mag ons nou amptelik weer gaan stap langs die see. Tel 'n klippie of 'n skulpie wat vir jou mooi is, maar wat jy in jou hand kan toemaak. Tel vir jou een op. Die klippie of die skulpie is 'n simbool van jou. Die lewe kan jou vasdruk of die lewe kan jou rondskud, maar jy kan nie uit God se hand val nie. Hy sal help. Skryf op die klippie of skulpie, Vivid.
hy leef. En ek nooi jou uit om 'n foto daarvan af te neem en post dit op ons Facebookblad of op Instagram. Deel dit met ons. Of WhatsApp dit vir my na Bertus of na die kerk se selfoon toe, dan sal ons dit opsit. Asseblief, doen dit. Kom ons versterk mekaar op hierdie manier, sodat al sien ons mekaar nie nou van aangesig tot aangesig nie, ons weet en sien en ervaar dat ons saam is. Kom ons bemoedig mekaar op hierdie manier aan. Kan ek julle uitdaag? Amen. Die sielkundige Samuel Southard het hierdie gebed gebid saam met 'n vriend op sy sterfbed. Dit was sy vriend se laaste gebed voordat hy gesterf het. Hy noem dit One Pebbles Prayer. En dit som vir my Psalm 124 op. Ek gaan dit lees, jy kan jou oë toemaak terwyl ons dit lees. Dear Jesus, I feel like a pebble on the beach, washed in and out by waves of pain and relief, fatigue and rest, fitful sleep and alertness. What am I supposed to do about this? I want to maintain some control of my life. I need some anchor, some mooring. So much is breaking loose. Let's plan together. I'll live with this sloshing back and forth if you'll keep some deep ballast in me so I don't tip over. You be the anchor within that holds me fast to you. Then I'll be upright, even when I must flow in and out of consciousness, rock to and fro with pain. You are the solid foundation that keeps me from panic when I lose a grip on myself. So this is where I am right now. My outer security is washing away. My external security is more reliable as I fix my heart and mind upon you. Amen. Dit is 'n paar afkondigings wat ons wil uitlig. Ek en Dominee Albertus is weer volstoom aan die gang. Na ons gestoei met COVID-19 is ons nou skielik nog 'n paar jaar ouer en stadiger, maar ons stop vir niks nie. As jy huisbesoek verlang of een van ons by die kantoor wil kom sien, kontak asseblief die kerkkantoor. Ons sien kans daarvoor, ons vra dat jy ons sal uitnooi. Op Sondag 30 Augustus begin ons weer met eredienste. Ongelukkig steeds met die beperkings van COVID-19 in plek. Slegs 50 mense met maskers op en ons mag steeds nie sing nie. Ons glo egter tog dat dit vir baie wel 'n seën is. Bespreek asseblief jou plek by Welna in die kerkkantoor voor Vrydagmiddag 1uur indien jy dit wil bywoon. Die diens sal 9uur begin en nie 9:30 soos ons normale eredienstye nie. 9uur, nie 9:30 nie. Op daardie Sondag 30 Augustus sal ons kategese vir ons kinders van graad 4 tot 12 ook weer begin. Daaroor is ons baie opgewonde. Ongelukkig dwing COVID ons nog steeds om dit effens anders aan te pak as gewoonlik. Die hoërskoolkinders kom van 10 tot 11 by mekaar in die groot saal. En dan kom die kruis 4-7's, dis die graad 4 tot 7's, kom in die koffiekroeg by mekaar van 11 tot 12. Ons moet dit ongelukkig so spasieer, omdat daar slegs 50 mense op 'n slag op die perseel mag wees. Ons vra dus maar geduld, totdat ons weer normaal kan by mekaar kom, dat die ouers die kinders net sal kom aflaai en weer sal kom oplaai. Ons sal van ons kant af probeer om stiptelik by die tye te hou. Dominee Albertus het laasweek gesê van ons Zoom Bybelstudiegroepe wat ons besig is om aan die gang te kry. Indien jy graag deel wil wees van so 'n Bybelstudiegroep wat een keer per week via Zoom by mekaar kom, kontak asseblief een van die leraars of die kerkkantoor. Al wat jy nodig het is 'n rekenaar of 'n tablet, en dis nou, dan is daar nie 'n Panado tablet nie, dis nou 'n Samsung of 'n Apple, dan of 'n slimfoon.
met een van daardie 3 kan ons jou help om aanlyn te kom. As jy nog nie weet hoe om Zoom te gebruik nie, sal ons jou kan help om dit op te stel. As jy belangstel om 'n leier te wees in so 'n groep, kontak ons gerus. Ek en Albertus wil graag elke week 'n kort video plaas van een van ons lidmate of een van ons gesinne. Ons wil sommer hoor en getuig van dit wat die Here besig is om in jou lewe te doen, in julle lewe te doen. Wat het jy ervaar tydens COVID? Hoe het jy die Here ervaar? As jy belangstel, kontak ons gerus, kontak vir my of vir Dominee Albertus of die kerkkantoor en ons sal na jou huis toe kom en 'n video kom neem. Ons kuier vandag by Leon. Ons hoor waarvan hy getuig. Dit is donderdag aand en soos wat ons verlede week beloof het, gaan ons bietjie by mekaar uitkom in die gemeente en na mekaar se stories luister deur by mekaar in die huise te gaan kuier. En ek en Fanie kuier vanaand by Leon in 7de Laan in Melkbosstrand. Ek wens julle kon die gasvryheid van sy lekker huis beleef het. Fanie sit agter die kamera en ek sit aan hierdie kant. So Leon, ek dink in die gemeente is jy bo-gemiddeld bekend. Ek verstom my, want as ek wonder oor iemand, dan weet ek, jy kan vir my ietsie sê. Ek leer jou ken, ek en Fanie leer jou ken as 'n medegelowige, wat so in mekaar gesit is deur die Here, dat jy 'n hart het vir mense. En mense met nood, lyk dit vir my, het jy die gawe om hulle op 'n myl uit te reik, en net daar te wees. En jy het al wat dit betref vir my en Fanie meer as een keer gehelp om bewus te raak van mense met nood. So kom ons begin om dit net te vier. Elkeen van ons het mos 'n sterk punt waarmee ons in die gemeente tog 'n massiewe bydrae maak. Maar voor ons nou net begin, dat jy ietsie deel oor jou ervaring van COVID-19 en alles wat daarmee saamgaan. Jy's 'n besigheidsman, dit raak jou. Sê gou vir ons in 3 sinne iets van Leon. Yes, like Albertus, ek het my pa het geboer hier buitekant Philadelphia en ek het nou 58 jaar lank ken ek van Melkbos. Dit was ons ou vakansiehuis gewees. So elke vakansie het ek Melkbos toe kom. So ek ken Melkbos met grondpaaie, sonder Ouskip, sonder Duinefontein, sonder Koeberg. So dit was elke jaar se vakansieplek en hiervanaf het ons gegroei en dis ons met ma se ou vakansiehuis die. Nou my pa 30 jaar terug dood is, het ek nou die huis oorgekoop met my ma, so dis waar ek nou al bly vir 30 jaar. En in daai 30 jaar was die gemeente Melkbosstrand vir jou 'n geloofstuiste en jy's nog steeds hier. Hoe dit gekom? Ja, ek het hom leer ken al van Dr. Z.B. Loots daar van Philadelphia af. Melkbos was ons aandgemeente, wat die kerkie, wat nou op Stoele se kerkie is in 10de Laan, was ons saandsdiens gewees. Oggenddiens op Philadelphia en die aandedienste was hier gewees. Ons vakansietyd in Melkbos toe kom het ons net 'n aanddiens gehad met Dr. Loots. Toe word Frans Mam ons nog beroep en toe vat hy van Melkbos oor en toe het ons nog met hom tieners Stofberg die kerk sien bou en die hele toetie. Nou ja, jy is deel van die genetika van die gemeente. Leon, nou met dit gesê, COVID-19 is 'n ding wat ons almal onverhoeds betrap het, is 'n ding wat uitdagings stel, is 'n ding wat ons in voeling bring met ons eie broosheid. Rondom hierdie tyd, die afgelope paar maande, jy's 'n besigheidsman, jy dinge wat moet gebeur. Wat in COVID-19 is vir jou moeilik en dalk as jy kan waag om te sê wat in COVID-19 is jy goed wat daar tye is wat jy benoud raak en jou benoudheid wat maak dat jy na die Here toe moet hardloop, ietsie daaroor. Ek moet sê ek het so in die 2de maand het ek die oggend op RSG geluister. Toe hulle so praatjie oor COVID-19 en dan hoe dit met jou brein smokkel wanneer jy daar in afsondering in die kamer lê en vir jouself toesluit en hoe jou familie jou hanteer. En toe sê hulle, maar die ding het baie meer skade wat die doen nie bo in jou brein as wat 'n mens dink. En toe het ek omtrent een aand 'n panic attack gehad van ek is alleen. Wie gaan vir my sorg? Wie gaan vir my kos gee? Wie gaan my pille aandra? Ek mag net my huis uit hê. Die klas goed ons hardloop toe weg. Toe het ek sommer 'n kopseer en 'n keelseer en alles kop toe in. Ja. En eintlik hardloop mense kop toe met jou weg.
Ja. Maar ons het van die begin af, elke Saterdagoggend, 10 wet, amper noem ek nou name, het ons 3 manne van die kerk en 'n vrou, wat hier by mekaar gekom ons later 4 gewees wat elke Saterdag gebraai het. Hier by my in die huis, en ons het gesê, ons is almal enkel, en as ons mekaar moet aansteek, dat is ons klomp wat mekaar gaan versorg en moet pille aandra, dan moet ons nou maar saam kuier, en die sosiale vriendekring het ek gedink het baie belangrik. Dit het mense gemoedsrus gegee, en ook vertroosting van as die mense wat sal kyk na jou as jy siek is. Dankie, jy herinner ons daaraan, Leon, dat ons kan broos wees, dat ons almal in hierdie tyd so 'n tyd van paniekerigheid het. Dalk meer as net een so tyd. Verseker. Maar wat ons ook by jou hoor is dat julle 'n plan gemaak het, die klompie van julle, en deur saamkom, deur lewensdeel, deur geloofsgemeenskap, het julle daai angel uitgehaal. Dankie. Nee, verseker. Dit was nodig gewees. Op hierdie stadium, ons kom stadig aan die gang, dit gaan maar nog sukkel, maar in die afgelope tyd, jy's deel van die kerkraad, jy's betrokke by gemeentegoed, en die goed het alles tot stilstand gekom. Wat mis jy die meeste van die gemeente in hierdie dae? Waarna jy verlang as ons stadig kan terugkeer na die nuwe normaal? Die samesyn van mense. Ek weet, my batterye charge tussen mense. Nie wanneer ek alleen is nie. Kom maar klim. Dis Tessa so van ons op die jas. Dis my kind. Ja. Ja, die samesyn van mense, die musiek, die sang, die band, vir Jakole wat speel, dit is unbelievable hoe mense die goed ons mis. Hier, die Bybel sê mos 'n mens groei wanneer jy tussen mense is. Jy kan nie groei op jou eie nie. Christendom kan nie alleen bestaan nie. Jy moet tussen mense wees en groei en maar ja, ek dink hierdie COVID-19 het 'n mens geleer om met minder klaar te kom. My ma se broer het geboer by Victoria Wes-Vosburg en hy het tamelik groot geboer. Hy is op 90 dood en sy kinders het menigte plase geërf. Kleinkinders boer daarop en Koos Leroux het altyd gesê, as jy in die Karoo boer, moet jy nie hoor as 'n Karoo bossie lewe nie. En dit het my heeltyd bygebly met die hele COVID-19. Ons het daar gelewe, maar ons hoef nie daar te lewe nie. Ons kan net so hoog soos 'n Karoo bossie lewe en dan kan ons nog steeds uitkom. Ja. My ouma het 'n gesegde gehad wat gesê het, moenie koop wat jy nodig het nie. Koop dit waar sou jy nie kan klaarkom nie. En ja, ek dink ons almal het agtergekom ons kan met baie minder klaarkom. Ja. Dankie. En ek dink ek luister na jou beeld van die Karoo bossie. Ek vermoed, ek is nie 'n plantkundige nie, dat die Karoo bossie wat nie te hoog gaan nie, het baie diep wortels. Ja, en die skape vreet vir hom. Die skape eet hom, hy is groot vir die skaap. Leon, om jy klaar te maak op hierdie stadium, wat is nou onder die huidige omstandighede in die huidige situasie vir jou as gelowige en medegelowige belangrik? Om jou geloof te behou, om positief te bly. Ek meen my werk begin ook nou vir 3 maande stil gestaan, as die inkomste nie, en die werk begin nou vir die eerste keer 'n bietjie spoed optel en nou is daar ook weer niks nie, maar ek glo die Here voorsien altyd, die Here nog altyd voorsien. So om moed te hou, om positief te bly. Okay. Want daar is nie negativiteit by die Here nie. En wat jou betref, wat help vir jou om moed te hou ten spyte van uitdagings en positief te bly? Ek glo nie in wat die Here se beloftes van die Bybel. Okay. Hy sal gee. Dis ook goed. Hierdie hele COVID-19 was nie deel van sy plan nie. Maar hy sal vir ons uitkoms gee. Ons moet net op hom vertrou. Dankie Leon. Ek sluit af vriende en op gesondheid en voorspoed en om te sê ons erken die gees van Jesus in jou en dankie dat jy so ietsie van jou ervaring met ons gedeel het. Want ons vind, vriende, dikwels is die mees persoonlike goed, as mense dit deel, is dit die goed wat ons agterkom, ons almal deel daarin. Leon, baie dankie vir die tyd, en mag die Here jou aanhou seën, en ons sien ontsettend uit daarna, dat ons as gemeente weer in lof, en in dank en aanbidding kan saam wees. Ek hoop so binnekort. Baie dankie. Dankie. Kom ons sluit nou af. Ek het 2 liedere gekies vir ons om mee af te sluit. Die eerste lied is die lied wat hulle gesing het ook in die fliek Klip.
On Christ the solid rock I stand. Weet nie hoe baie mense dit ken nie. Dis 'n ou bekende Engelse kerklied. Kom ons, as jy dit nie ken nie, kom ons luister dit daarna. Andersins sing ons dan. Daarna gaan ons 'n bekende lied sing, Vaste rots op wie ek bou. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Darkness veils his lovely face. I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His covenant, his blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.